Sit gerus. Vanoggend gaan seker een van die langste preke in my hele lewe wees. Want Reino is hier met 'n kamera en hy's besig om foto's te neem vir ons webtuiste. En nou moet ek onthou om vir die volgende halfuur my maag in te trek die hele tyd. Maar as ek moet kies, sal ek eerder my maag intrek, want as jy sit en slaap, gaan daar 'n foto van jou wees. So sterkte vir jou. So kom ons kyk, wie gaan wen? Die maag of die oë? So, vriende, vanoggend gaan ons praat oor Jesus se hande en ons gaan 'n paar Sondae daarna kyk en wat het Jesus se hande in my en jou lewe gedoen? En ons gaan net die ding deurstap met hom. Maar ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy jou hande vuil gemaak? Goed vuil gemaak, dit behoorlik gedoen. Miskien met grond, miskien met verf, miskien met olie. As jy maar weet of 'n ou in 'n kar gewerk het, sien jy Sondagoggend, hy naal sit nog so 'n bietjie swart merke daarop. Ek weet wie het Saterdag in 'n kar gewerk. Maar wanneer laas het jy jou vingers in modder gedruk, jou hande regtig vuil gemaak? Die ouens wat tuin maak, sal natuurlik weet wat dit is. En die ouens wat tuin maak en hulle hande in die grond druk, is dit lekker? Ja, ek weet nie, dit werk iets. Ek het 'n probleem as ek my hande in die grond druk saam met 'n plantjie. Hy vrek. Ek is nie 'n goeie tuinier nie. So, dis nie 'n baie goeie sterkpunt vir my nie. Maar as een ding wat ek vir jou kan sê van modder, en nou gaan ek jou vra, en nou gaan ek kyk, wie van julle het al modderkoekies gebak? Wie van julle het al songebakte modderkoekies geëet? Het julle nie modder geëet nie? Kinders, daar's nie 'n app daarvoor nie, hoor. Dis iets wat jy met jou hande doen. Ons het modder geëet. Ons was later so, as kinders, dan het ons modderwater aangemaak, want dan was dit koeldrank, want hy was gekleur. En verstaan julle my beter? Maar ons het met modder, ons was vuil. Ons was kinders wat vuil was. Ons was nie bang om vuil te word nie. Want dit was die lewe, dis wat ons gedoen het. Maar vandag sukkel mense, maak nie meer hulle hande vuil nie, rol nie hulle moue op nie. Maar as iemand wat nooit 'n probleem sal hê om sy hande vuil te maak nie. Iemand wat nooit te besig sal wees nie. Wat nie te belangrik is vir jou nie, wat altyd sal bereid wees om sy 2 hande vuil te maak. En dis Jesus. En of jy belangrik is en of jy eenvoudig is, dit maak nie saak nie. Maar Jesus sal sy hande vuil maak vir my en vir jou. En daar's net een rede hoekom hy sy hande vuil maak. Nou kyk hulle vir die kameraman. Daar is net een rede hoekom hy sy hande vuil maak, is om sy koninkryk te bou. Dis al. En ek wil vanoggend met jou 'n skrif deel in Johannes 9, jy kan vir my blaai na Johannes 9 vers 1 toe, waar ons gaan kyk hoe Jesus modder gemaak het. Johannes 9, dis in die Nuwe Testament. Iemand het my gevra, jy kort nie 'n Bybel daarbo op die galery nie. Is julle reg? Hy is vir jou op die skerm ook daar, so 2020 vertaling. Kom ons lees saam, wat gebeur in Johannes 9 vanaf vers 1 tot 12. En in die verbygang het Jesus 'n man gesien, wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouers het gesondig, maar dit het gebeur, sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Ons moet die dade doen van hom, wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag kom wanneer iemand kan werk nie. Solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. En hier is ons belangrike teksvers. Nadat hy dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en modder van die speeksel gemaak en die modder aan sy oë gesmeer en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam, wat as die vertaal word, gestuurde beteken. Hy het toe gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het toe hy 'n bedelaar was, sê toe, is dit tog nie hy wat gesit en bedel het nie? Ander het gesê, dit is hy. Nog 'n ander het gesê, nee, dit lyk maar net soos hy. Maar hy het gesê, dit is ek. Hulle vra hom toe, hoe is jou oë dan oopgemaak? Hy antwoord, die man wat Jesus genoem word, het modder gemaak en dit aan my oë gesmeer
en vir my gesê, gaan na Siloam en was jou. Ek het toe gegaan en my gewas. Ek het toe begin sien. Hulle het hom gevra, waar is hy nou? Hy sê toe, ek weet nie. Hierdie man is aangeraak, genees, en hy weet nie eens wie dit gedoen het nie, want hy kon hom nog nie sien nie. Ek wil vir jou 'n bietjie agtergrond gee voor ek begin met die skrif. As ons een vers teruggaan, na die vorige hoofstuk toe, en nog so 2 of 3 stappe terug, en jy gaan lees daar, dan sien jy daar was 'n argument in die tempel. Jesus was besig om 'n gesprek en argumente te voer met die Jode, in die tempel oor 'n hele klomp goed. En dit het op 'n punt gekom, waar Jesus sy lewe in gevaar is. En hierdie klomp het klippe opgetel om hom dood te gooi. As jy die laaste sinnetjie gaan lees van hoofstuk 8, dan staan daar, en hy het hulle ontglip. En as jy die twee aan mekaar sit en jy haal die opskrif tussen en dan sien jy, en hy het hulle ontglip, kom ons kyk na daai teksvers, en in die verbygang het Jesus iemand gesien. Jy kan die twee hoofstukke aan mekaar sit, as een hoofstuk, regdeur. Wat beteken dit? Want dit is net vir my iets, 'n eienskap, wat Jesus het. As mense jou nou probeer met klippe doodgooi, ek dink ek gaan nogal 'n bietjie gerattel wees, is die Engelse woord daarvoor. Jy gaan nie op 'n goeie plek wees nie. Jy gaan dalk nodig hê om so 'n bietjie weg te kruip of net spasie te hê, want jou lewe was in gevaar. Wat doen Jesus? Mense wil hom nou net by die tempel met klippe gooi en hy gaan net aan. En hy kom by 'n man wat blind is. Hy skeel hom veel aan wat aangaan en wat mense se opinies is en hoe hulle voel oor hom. Hy het werk om te doen. En sy agenda vir daai dag, op sy dagboek is, vandag gaan ek iemand gesond maak. En dis presies wat hy gedoen het. Want dit is wat hy nou vandag beplan om te doen. Maar kom ons begin by ons teks en ons kyk na die eerste gedeelte. En die eerste karakter wat vir my belangrik en wat uitstaan is, die blinde man. Ons kyk 'n bietjie na hierdie ou. Nou, ek en jy het laat die skrif gelees, en mooi vashou volgend. Met ander woorde, ek en jy weet nou wat het gebeur. Maar ek wil jou terugsit in die disippels se voete, en hulle sien hierdie man. Jesus het 'n plan gehad. Sy plan was om God te verheerlik. Die disippels is saam met hom, en hulle sien hierdie man. Wat sien Jesus? 'n Geleentheid om die koninkryk uit te bou. Wat sien die disippels? Sonde. Wat het hierdie ou verkeerd gedoen? Dis die beste vraag wat hulle kon vra in daai oomblik. Want dis teologie. Dis 'n teologie hierdie. Hier moet 'n teologie wees, hier moet 'n rede wees. Hierdie ou is blind. Wat het hy droog gemaak? Wat het sy familie gedoen? Want kyk waar sit hy. Hoeveel keer het ek en jy nie ook hierdie gesprekke om braaivleisvuur, en ek hou van die braaivleisvuur gesprekke, hierdie diep teologie gesprekke. En ons soek net antwoorde vir alles. En dan is daar nie goed in die Bybel oor spesifieke temas wat vir ons belangrik is nie, wat oor ons gaan, en dan weet ons nie wat om te doen nie. En dan grou ons dieper. En dan word meer en meer teologieboeke geskryf, en ek lees baie van hulle, en dis dieper teologie, en dis wonderlik. En ons soek die waarheid, en dis reg, die waarheid sal jou vry maak. Maar is een probleem. Hoe dieper ons teologie gaan, hy bly op een plek. Ons moet dit nie vlak maak nie, maar ons moet begin om ons teologie vlakker na te kyk, wyer te kyk, as net 'n diep teologie. Daar's mense wat hierdie waarheid nodig het. Daar's mense wat genesing nodig het. En hier is hierdie man, wat genesing nodig het. Jesus sien hom, hulle wil hom net met klippe doodgooi. Hy sien hierdie man, hy gaan vir hom vandag help. Wat sien die disippels? 'n Probleem. Hierdie ou sit met 'n sondeprobleem. En die probleem wat ek en jy baie keer is, ons is so vasgevang in hierdie teologie oomblikke, hierdie redenerende oomblikke oor presies die teologiese waarde, of wat is dit, wat is dat? En dan is daar hierdie goddelike oomblikke, soos wat hier gebeur het in ons skrif. En dan mis jy dit, heeltemal. Jy mis dit, want jy is so besig. Ek en jy sien 'n probleem. Wat sien Jesus? 'n man in nood. Kom ons help hom. Dis my God. Dis wat my God met sy 2 hande doen. Kom ons help hierdie man. Nou is daar 'n ander vraag, en ons gaan 'n bietjie teologies raak, in die aard van die saak.
waarom sou die disippels dadelik gesoek het vir 'n rede dat daar iets fout is? Ek wil 'n bietjie agtergrond gee oor daardie tyd se kultuur wat die mense gehad en veral onder die Jode. Hulle het vasgeglo, nie almal nie, maar dit was die algemene gedagte, as dit met jou sleg gaan, het jy sonde gedoen. As iemand doodgaan in jou familie, is dit iemand se skuld wat hulle iets verkeerd gedoen het. So dit was 'n manier van dink in daardie tyd. Dit was 'n kultuur wat hulle gehad het. En dit wat mense geglo het. En wat dit erger maak is, as jy blind is, dan is dit nie 'n gewone sonde nie, dan is dit 'n erger sonde. En as jy blind gebore was, dan was jou sonde nog erger. En as dit nog jou ouers se skuld ook. Met ander woorde, dit was 'n manier om te redeneer in hierdie wêreld, maar dis wat mense gedoen het. So om blind gebore te wees, moet jy weet, daar's groot fout in hierdie familie. So dit was miskien dalk nie vreemd vir die disippels nie. En onthou, ons is in 'n gebroke wêreld. 'n Plek wat nie maklik is nie. Kom ons wees eerlik, kom ons kyk na ons geboorte. Jou geboorte, wanneer jy die dag gebore is, dan kom jy in die lewe in met pyn. En as jy dit nie kan onthou nie, jou ma sal dit onthou. Ja. Jou geboorte is met pyn. Wat is die eerste ding wat jy doen wanneer jy gebore word? Jy skree. Dis 'n gebroke wêreld hierdie. So jou geboorte is nie so maklik nie. Jou geboorte is 'n moeilike plek om te wees. Maar pyn en hartseer en ongerief is deel van hierdie gebroke wêreld. En elkeen van ons, vandat jy gebore is tot jy hier vandag sit, het 'n storie om te vertel. Net soos hierdie man wat vir dae en dae gesit en bedel het. Hierdie man was op 'n slegte plek. Ek weet ek's van die punt af, maar ek ken hierdie redenasie, dis hoe mense redeneer. En die volgende ding wat ons kry is, maar is dit dan nie 'n woord slegte God, is dit dan nie 'n God wat nie omgee nie, want hoe kan hierdie God mense laat blind gebore word, hoe kan hierdie God toelaat dat mense siekte het, dat sekere mense hartmoeilikheid het, ander het kanker en ander het verskillende siektes, wat 'n onregverdige God dien ons nie. En as ek die mikrofoon rondstuur vanoggend en elkeen gaan 'n beurt kry, gaan elkeen 'n storie kan vertel, van sy siekte, van sy uitdaging wat hy het. Die man is blind gebore vir God se glorie. Ek en jy het 'n uitdaging in ons lewe vir God se glorie. Dis 'n ander manier om daaraan te dink. 'n Heeltemal 'n ander manier. Die vraag is dan, maar is God dan nie liefdeloos nie? Hoekom het hy gegaan en pyn geskep? Dis nog 'n redenasie wat mense voor lief is. God het die wêreld gelees in Genesis 1 perfek geskape. Daar was niks fout nie. Maar die mens het gekies. Die mens het gekies om alles te verander. En daarom sit ons waar ons sit. En ons is in hierdie situasies. En wat nou? Kom ons kyk na Jesus. Wat het hy gedoen in hierdie man se situasie? Wat doen hy in jou en my situasie? Maar eenvoudig, hy maak modder. Hy het niks anders gedoen nie. Hy het nie 'n ander woord gesê nie. Hy het net eenvoudig sy hande vuil gemaak, want skielik raak hy betrokke in 'n stikkende wêreld. Hy's betrokke in 'n stikkende wêreld. Hy staan nie weg en sê, wat 'n sonde het hierdie man gedoen nie. Hy staan nie weg en sê, wat het verkeerd gegaan soos die disippels nie. Hy sê, kom ek raak betrokke. Kom ek maak my hande vuil. Nou daar's baie redenasies, hoekom het Jesus nou modder gemaak? En dan is daar ander kere wat hy aan iemand aangeraak het. En dan is daar kere wat hy ander metodes gebruik het, ek gaan nou vir jou 'n paar van hulle noem, om mense te genees. Hoekom dink jy sou Jesus verskillende metodes gebruik het? Want as hy elke keer modder gebruik het, het ons almal later met emmertjies modder rondgeloop. En geglo, dis die metode. Of as hy net mense aangeraak het, het ons geglo, dis nie die metode. God doen wat hy wil, wanneer hy wil, op sy manier. En hy gee nie om sy hande vuil te maak nie. Matteus 8 vers 1 het hy 'n melaatse gesond gemaak en sy hand uitgesteek en 'n melaatse aangeraak. Nou 'n melaatse is 'n siekte wat jy kan kry as jy iemand aanraak. 'n Melaatse is eintlik baie vuiler as modder. Baie.
Maar Jesus is bereid om sy hande vuil te maak. Ja, Iris se dogtertjie in Markus 5 vers 41, hy het die kind aan die hand gevat en vir haar gesê, Talita kum, staan op. Hy het aan 'n dooie gevat. Jy doen nie dit nie. Dit was onrein in daardie tyd nie. Hy het weer sy hande vuil gemaak om aan 'n dooie te vat. 'n Laaste een wat ek vir jou het as 'n voorbeeld. Markus 7 het hy ook 'n man wat doofstom is gesond gemaak. Hy het aan die man gevat, sy vingers in sy ore gesteek, gespoeg en sy tong aangeraak. Dis naby. Dis naby. Ek weet nie of ek en jy kans gaan sien om dit vir iemand te doen nie. Maar hy maak hom vuil. Daar's iets van die mens wat afgee aan hom. God is nie geplaag daaroor nie. Al is dit selfs modder. Maar Jesus sal jou aanraak. Kom ons gaan terug na ons storie toe. Jesus maak modder, ek hoop jy is nog met my, en hy smeer dit aan hierdie man se oë. En hy sê vir hom, gaan was jouself in die bad van Siloam. En as jy na Jerusalem gaan kyk, onthou hy het nou net uit die tempel uitgestap, en vanaf die tempel is Siloam omtrent 700 meter ver om te loop. Wat dink jy mooi, hierdie ou kry modder in sy oë. Niks meer nie. En hy sê vir hom, jy moet gaan bad. Moet jou oë gaan was. Nou moet hy nog steeds 700 meter as 'n blinde rondloop. En toe gaan was hy sy gesig. En toe kan hy eers sien. Waarom? Waarom sal die Here Jesus so iets doen? Sy geloof. Hierdie ou weet nie wie met hom praat nie. Hy het hom nog nie gesien nie. Hierdie ou sê vir hom, dis wat jy moet doen. Dis wat ek en jy nodig het om te doen baie keer in ons lewe. Ek wonder nogal, hoeveel keer in jou geestelike lewe het die Here nie modder in jou oë gesmeer, en dan wag hy vir jou. Hy wag. En al wat jy moet doen is, jy moet jou oë gaan was. Jy moet iets geestelik doen. Hoeveel keer het die Here nie al sy hande vuil gemaak, op watter metode ook al, omdat hy daar vir jou is. Sê maar, ek is hier vir jou. Maar jy moet A, B en C doen, en hy sit en wag vir jou. Baie keer het ek al vir mense gesê, mense sê, ek en God het ver van mekaar af beweeg, ek mis die Here. En dan sê ek baie keer vir hulle, kom ons gaan kyk, waar was jy en die Here op 'n goeie plek? God het nie verander nie, maar ergens het jy en God mekaar gemis. So kom ons gaan terug, want hy is nog steeds daar. Hy wag eintlik vir jou om daardie handeling, daardie aksie wat moes gebeur, het moet afgehandel wees. So gaan maar terug, en gaan ervaar hom weer. En as dit nodig is, moet jy partykeer sê, Here, ek het 'n sekere roete gevolg van my eie, ek moet terugkom en weer kom sit op die regte plek, en dan begin ons maar weer voor met hierdie pad wat ek moet stap. Miskien is jou modder iets wat jy agter moet los. Miskien is die modder wat in jou oë moet sit, wat jy moet afwas, dalk 'n persepsie wat jy het van iets, 'n persepsie van iemand. Miskien is die modder wat in jou oë is, iets wat jy moet van ontslaa raak. Miskien is die modder wat in jou oë is, modder wat deur iemand anders uitgewas moet word. Jy het dalk hulp nodig, en jy weet dit. Dis wat ek en jy nodig het, is om by God te wees. Om by God te wees die hele tyd, want daar's modder baie keer in ons oë. Kom ons gaan terug na die blinde man toe. Nou dink jouself 'n bietjie in. Die blinde man het gegaan, hy het sy oë gewas, en hy kom terug en hy sê, dink jy, hy het nog nooit iets in sy lewe gesien nie. Nog nooit nie. En ewe skielik sien hy 'n ander wêreld. Die vraag is, het die wêreld verander? Nee. Die wêreld wat hy 10 minute bestaan het, en 10 minute nadat hy sy oë gewas het, dieselfde wêreld. Sy wêreld het verander. Sy wêreld het verander. Hoe hy die wêreld sien het ewe skielik, totaal en al verander. Alles om hom is nuut. Hier waar jy nou sit en wat jy sien, net hierdie verhoog al 'n paar keer gesien, jy het my al 'n paar keer gesien, is niks niets nie. Maar as jy blind was jou hele lewe, en jy sit die eerste keer vanoggend hier, en jy sien wat voor jou aangaan, is dit nuut. So wat het eintlik daar gebeur? Jesus het sy hande vuil gemaak, 'n man aangeraak, en sy hele wêreld het verander. Dis wat ek wil hê.
Dis wat ek in my persoonlike lewe wil hê. Ek wil dit hê. Ek wil sê, Here, raak my aan, laat my wêreld verander. Laat ek anders na goeders begin kyk. My hele lewe, kan jy jouself indink? Maar wat is die probleem? Ons is so vasgevang in geestelike blindheid. Dinge speel voor ons af. Ons mis dit. Ons mis hierdie ding. God se wêreld is om ons. Ons is baie keer op 'n plek waar ons letterlik soos 'n blinde man geestelik sit en bedel vir iets. Ek vat maar wat ek kry. Miskien kry ek iets vandag. En dan is daar 'n God wat sy hande vuil maak en sê, maar ek sien jou aanraak. Ek sien jou wêreld verander. Heeltemal. Want hy is nie bang om sy hande vuil te maak nie. Weet jy wat die wonderlikste van alles? Daardie God, daardie Here Jesus, het vir my en jou nie net in die modder gespeel nie. As gevolg van my en jou, sit hy met 2 stikkende hande vol bloed. Dis hoe vuil sy hande is vir my en vir jou. Want ek en jy is vir hom belangrik. Waar ek en jy in ons geestelike blindheid staan, sien Jesus jou nie raak as iemand wat sonde gedoen het, jy het dalk, daar is 'n regverdige God, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar hy sien potensiaal. Dis tyd om iemand se wêreld te verander. Dis tyd daarvoor om iemand aan te raak. En hy het aan 'n kruis, en sy hande is stikkend. Ek wil na die tyd, as jy die skrif gaan lees, Thomas hulle hom gesien het, was die gate in sy hande. Dis Jesus se hande vir jou. En dit is tyd dat ek en jy op 'n plek kom, om geestelik die modder van ons oë af te was, en weer vir 'n slag God raak te sien, en daai nuwe wêreld, wat hy vir my en jou geestelik geskep het, te kan geniet, te kan ervaar, want dis sy hart vir jou, met vuil hande. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U, dan wonder ons by onsself, wat nou, waar gaan ons nou heen, Heer? Wat doen ons nou? Ons besef vanoggend, al wat nodig het is, om net die knie te buig, om net min te word, om net deel te word van dit wat U voor vir ons gegee het. U hande is vuil, U het hulle vir ons vuil gemaak, sodat ons skoon gewas kan word, wit. Ons is U skoon gewaste kinders. Daar's verlossing, daar's hoop vir ons. En daarom raak ons rustig vanoggend. Ons wil die naam groot maak en ons besef, alles gaan net oor U. En ons wil onsself oopstel vanoggend om te sê, Here, hier's ek. In my eenvoud, in my blindheid baie keer. Kom smeer modder aan my oë, sodat ons dit kan afwas en ek 'n nuwe wêreld kan sien. Amen.